Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou vandag het ons nou hier 'n interessante ding wat ons doen. Ons gaan 'n lokaas aanmaak vir die byekas. Nou kyk, dis mos nou amper lengte hier by ons en dan begin die bye afswerm. Dit beteken as daar nou 'n bye swerm is, dan maak hulle 'n nuwe swerm hierdie tyd van die jaar in die lengte. Dis nou amper soos die groot kinders so die huis uit gaan, hulle gaan werk vir hulle self. Dis amper so iets. Maar nou pak ons byekaste uit in die veld om bye te vang. Nou, 'n by trek nie sommer van self in 'n kas in nie. Miskien, kyk, jy skep die ideale omstandigheid vir hom, maar om nou dan meer seker te maak die bye in die kas gaan intrek, die nuwe swerm wat nou afswerm. Maar jy as ou kas gebruik, ou kas waar 'n bye was ingewees het, trek bye baie makliker in. Maar as jy nou 'n nuwe kas het, dan maak ons nou hierdie mix aan. Hierdie lokmiddel. Hoe sê hulle, lure. Nou, Annika gaan nou vir julle wys ons die lokmiddel aanmaak. Pa toe daar klomp byekaste wat uitgepak is en lokmiddel moet kry. En sy wil nou gou vir die ou daar hierdie mix aanmaak. Nou Annika gaan vir julle wys, dis 'n baie goeie mix hierdie. Hy werk baie lekker as jy hom in jou kas smeer en is lengte en die bye trek en so aan. Dit is amper verseker dat jy gaan bye vang. Nou Annika, wys goed daar vir die mense, hoe maak jy die goed aan? Hierdie is alles wat ons gaan nodig hê vir die lok, so dis 'n lekker maklike resep. So ons gaan 2 teelepels byewas gebruik, ons gaan dit smelt en ons gaan 3 koppies canola oil gebruik. Nou, die bye in die Weskaap hou van die canola oil, want hulle werk canola, maar jy kan enige sonneblomolie, olyfolie gebruik. Maar ja, die bye hier hou verskriklik van die canola. En dan gaan ons 'n bietjie essential oils gebruik. Ons gaan bloekom, lavender en dan laaste gaan ons lemongrass. En die lemongrass, hy is verskriklik belangrik want hy maak dieselfde reuk as die koningin se feromone. So hierdie is die regte rede die bye trek so maklik in, want hulle dink daar is al klaar 'n koningin daar. Right. Okay. Ja, so ons gaan eers die was smelt. En dan as hy so 'n bietjie gespeld het, dan gaan ons die olie bygooi. Okay, hy is nou opgesit. Hy rook baie maklik en hy het lekker vinnig begin smelt. So ons het nou 'n bietjie olie bygesit, net dat hy nie so onder aan die blik brand nie. Alright, my was is nou heeltemal gesmelt, so ek gaan nou al die olie bygooi en die plaat afsit. So sê. Okay, nou vir die essential olies. Ons het gaan uitwerk en dis so 2 ml, want wie het die tyd om 40 druppeltjies uit te tel? So sê. Ja, hierdie was nou die lavender wat ek nou net ingesit het. Nou vir die bloekom. Dit trek baie maklik op, maar kom baie stadig uit. En nou laaste, die lemongrass. Okay, so nou hierdie is die basiese resep, maar as jy 'n bietjie propolis het van die laaste seisoen of 'n bietjie ou bye was, jy kan dit ook in 'n pot sit en 'n bietjie snat in water en dan dit bygooi. Dit gee hom net 'n bietjie van 'n help, maar dit is nie dodelik noodzaklik. Ons gaan nou dit terug in die bottel gooi en dan kan ek dit terug vir my pa gee. Terug in die bottel dit gaan. Onthou om hom mooi te label dat hy nie regte olie is nie, anders gaan jy 'n baie groot verrassing hê as jy jou bacon gaan maak in die oggende.